TikTok en ons gaan nou live op Facebook wees. Ons het net gekry daarso. En daar gaan ons. Ja, welkom aan almal op die live. Baie dankie vir almal wat hier kan wees. Frans, ek is baie bly jy is hierso, en Annelie en Louis, eens. En ja, vir die mense wat nou luister hierso op die bootcamp of op die live op die Facebook. Ja, ons gesels nou lekker saam met die coaching vriende. Sê ek net vir Dion en vir Liesel ook baie welkom sê. Right, so daar gaan ons. En ja, wat 'n lekker dag. Nee, jette, ons baie opgewonde. En ja, Dion het ook juist vir my 'n spreadsheet gedeel wat eens baie beïndruk mee is. En ja, so ek is baie dankbaar daaroor. Ja, so dit is nou 'n spreadsheet. Heinz, jy sal baie beïndruk wees met die spreadsheet. Die spreadsheet, kom ek vertel vir julle. Die spreadsheet vertel vir jou hoe goedkoop kan jy eet. En ja, Dion het nou dit so gemaak dat hy elke ding wat hy eet, nee, sit hy in hierdie program in en dit werk vir hom presies uit wat dit kos per persoon om karnivore te eet. En ek sal dit met julle deel, hy het my toestemming gegee om dit te deel. En dit is net ongelooflik. En ek sê vandag vir Dion en vir Liesel dat, jy weet, op die einde van die dag, ons vul mekaar aan. Dis ouens wat erg tegnies aangeleë is en dis ouens wat biologies baie goed doen in terme van inligting gewys en mediese goeders en ons al plaasboere en onderwysers en allerhande mense van elke nering kan jy nou maar sê. Mense uit die bosbou uit en Peer is ook hierso. Hallo Peer, so bly jy is hierso. Ja. Dag sê man. En nou ja toe. Hoor hierso, kom ons begin hierdie bootcamp of nie bootcamp nie, live. En ja, dit is maar eintlik 'n bootcamp. Ek het nou 'n video gemaak in hierdie week waar ek sê, Peer, ons doen so baie bootcamps. Ons is nou al op 6 'n week. Ons is heeltemal heel laf om so baie by mekaar te kom, maar julle bly net aan by mekaar kom. So wat sal ek nou maak? Ek stap net saam met julle. Dis nou maar is julle wat hierso wil wees. Ja, toe sê Johan vir my, dit is nou Johan Maree hierso op naby my sê, want ek sê vir hom, yes Johan, ek dink ons is van loetjie getik om so baie oor vleis te praat en oor gesondheid. Toe sê hy nee, wat hy nie is, hy 33 kg verloor en dan is hy nou maar van loetjie getik, maar hy gee nie om nie. En ek dink daar is soveel dinge wat ons by mekaar bind, Peer, as ek nou so aan jou situasie dink, ek en jy is al vriende vir 'n lang tyd en daar is soveel wenne wat jy het wat ongelooflik is, dit wat mense mee kan assosieer. Weer eens, soos ons maar altyd sê, ons gee nie mediese advies op hierdie platform nie en jy bespreek asseblief enige inligting wat jy kry met jou dokter. Ja, medikasies moet aangepas word, veral kognitiewe medikasies en diabetiese medikasies en enige medikasies, dit moet aangepas word want ketose beïnvloed dit. Ja, so ek wil maar net baie dankie sê vir almal wat hier is en ek wil graag vir julle geleentheid gee om dan so 'n bietjie te praat. So vir die mense op Facebook wat nou inluister en die TikTok mense wat nou inluister, julle gaan nou hoor hoe praat die coaching vriende en dit is wat julle kan ervaar op 'n bootcamp. Nou, ons het hierdie bootcamps wat ons aanbied, die mindset bootcamps en wat julle vanaand gaan ervaar is basies soortgelyk aan 'n mindset bootcamp. Ek dink op 'n mindset bootcamp gaan ons net nog bietjie dieper in 'n gesprek in. Omdat 'n baie veilige omgewing is in 'n mindset bootcamp, nie laat ons nou nie omgee om te praat nie, maar mens deel soveel soos wat jy wil. Dit is 'n publieke uitsending, maar dit is ook alright, ons moet nou nie skaam nie, maar mens deel soveel soos wat jy wil deel. Ek wil net ook vir Gertie en Erik baie welkom sê. Gertie en Erik is ou coaching vriende van ons. Hulle het so baie gewig verloor en hulle coach nog die hele tyd saam met my en groot sukses. Ek is so
as julle vanaand ook bietjie wil praat en so, Erik, as julle kan ja, so hoe dit werk is, daar's 3 kolletjies aan die onderkant van jou skerm op Google Meet. Die coaching vriende is nou daar op die Google Meet en jy klik net op daai 3 kolletjies en dan daar's so 'n virtual handopsteek knoppie, dan sien ek jy wil 'n vraag vra of jou opinie gee en asseblief praat en soos ek altyd sê, het jy al voorheen jou storie vertel hom weer, daar's nuwe mense wat nie dit gehoor het nie. En ja, kom ons hoor 'n bietjie daarso. Annelie is ook hier so. Hallo Annelie, ek so bly jy is ook hier. Ook groot wenne. Kom ons hoor wie wil graag bietjie eers inkom en bietjie hallo sê. Louis, julle kan gerus praat, wie ook al wil praat. Kom ons hoor bietjie daar. Santi is ook hier. Hallo Santi. Dan sê hallo Sandra. Ja, sê Louis, jy kan gerus begin praat. Dis 100% reg. Kobus, jy moet maar sê as my mikrofoon lawaai of iets, maar Ja. ek wil net 'n vraag vra, wanneer het ons oor vleis gepraat? Ek weet nie. Kyk, ja, ek sê, Ek coach daar op 'n 8-bane saam met jou en ek dink jy het daar ooit oor vleis gepraat nie. ek hoor, ja. Nee, ek sê sommer spottenderwys. Ek het Vrydag aand het ek en Kobus gecoach en ek het vir hom gesê, kom spring sommer met die waarheid weg en ek het vir hom gesê ek skatvol vir vleis. En dis hoe ons coaching sessie begin het. En maar dit is eintlik maar as gevolg van spanning en stres by die werk en by die huis. Wat ons toe nou verder oor dit gepraat het. En ek wil net daar vandag noem Kobus, ek het toe nou net so 'n bietjie gaan kyk. Ja, ek het nie gecheat nie. Ek het wel cravings gehad. Maar bedoelende, ons het daaroor gepraat dat jou brein soek daai beloning, daai emosionele beloning, daai dopamien afskeiding. En ja, ek het maar deurgedruk en ek het aangehou met my etes soos wat jy gesien het op die fotos. En ek dink dit is die belangrikste, jy weet, as 'n ou struikemuur en jy weet nie waar jy nie. Maar dit het nie regtig te doen met die leefstyl nie. Dit het nie regtig te doen met die karnivoor nie. En ons het al baie daaroor gepraat oor die impak wat dit het op jou liggaam en jou brein en hoe jy al hierdie goeders hanteer, die spannings en die angstigheid. Maar ja, ek dink as 'n ou daar ingee, moet jy jouself ook nie nou afskiet en sê jy het gefaal nie. Ek dink dis net 'n besluit wat 'n ou gemaak het en jy het vir 'n oomblik het jy nou maar net iets anders geëet. En toe het ek nou so 'n bietjie sommer net vir myself gaan kyk na cravings en cheat. Want daar het van die vriende het nou die aand gesê hulle het nou maar besluit hulle is weer terug op die karnivoor of hulle het nou ietsie verkeerd geëet. Ek dink dit was Gustav wat verwys het na daar in die restaurant sit en hy het sy teebeen bestel of sy steak bestel sonder bykosse of sonder bysting. En ek dink dis waaroor dit gaan. Weet jy het daai besluit geneem, jy's op die karnivoor en ja, kom ons wees eerlik, daar is tye wat dit moeilik gaan, wat jy iets anders wil eet. Ek het so 2 weke terug, soos ek met jou gedeel het, nie oorgeslaan nie, maar ek het hoender bygevoeg, net om iets anders te eet. En my spysvertering was omgekrap vir 'n paar dae. So, dis 'n teken. Ek moenie hoender eet nie. Dis daai binnekennis, Louis, waarvan ons praat. En baie dankie vir die eksperimente wat jy ook altyd doen. En dat jy dit so 'n lekker klankbord met my. Dit is baie mooi. En jy het 'n klomp wenne, maar jy het nou 'n baie groot ding hier gesê en dit het in ons gesprek uitgekom waarmee jy begin het, toe ons die coaching sessie gehad het. En jy het altyd 'n manier, jy slaan die spyker op die kop. En dit is vir die wat nou nie vir Louis ken nie, Louis is betrokke by The World Needs a Father. En jy is baie welkom om nou 'n bietjie ietsie daaroor te sê, maar die feit van die saak is, ons moet by die waarheid uitkom, en hier's baie van ons wat op 'n geestelike pad stap, maar weet jy, daar's 'n geestelike pad, en dan is daar die fisiese, of die fisieke pad, wat jy die biologie moet uitsorteer. En ek dink daardie twee kom baie by mekaar uit, in terme van, dat die twee vul mekaar baie aan, en wat gebeur as jy nie by die waarheid uitkom nie? Heinz het ook iets wat hy nou kan sê oor die waarheid. Ek wil nou nie namens hom praat nie, maar die feit is,
jy moet by daai waarheid uitkom, en die vraag is, wat is die waarheid? En ek dink dis waar die coaching vriend, die coaching groep, lekker die dinge klankbord, hierdie groep het gegroei na veel meer as wat ek is. Ja, die kollektiewe kennis wat binne in hierdie coaching groep is massive hoor. Ek is so beïndruk. Ek het vandag weer vir Dion hulle ook gesê, weet, ek is net so beïndruk met die kwaliteit mense wat ons het. Ek is bevoorreg om met julle geassosieer te wees, en ons leer saam. Daar's baie van julle wat baie belese is en selfnavorsing doen, en jy weet, en dit is goed so, want ek wil dit nog nooit gehad het dat dit net oor my gaan nie. Dit gaan absoluut oor daai samesyn, en soos ek daai video gemaak het in die week, wat ek ook vir julle deurgestuur het, toe ek gesê het, die mense is 'n kollektiewe wese. Maar ek praat nou alweer heeltemal te veel. Kom ons gaan verder gerus, Louis. Ekskuus, ek het jou net gemute, jou mikrofoon het gekrap op die einde, maar hy's nou, jy kan maar weer inkom, is reg. Nee, dis reg Kobus, ek sien Heinz wil ook daar inkom, so ons kan maar deel in die gesprek, dit maak nie saak nie, maar dis baie waar, ek meen ons het nêrens nog ooit iemand afgeskiet of sleg gesê of aangevat omdat hy nou 'n fout gemaak het of verkeerd geëet het nie. Ek dink daai is in alle geval iets wat jy self moet uitsorteer. Ek meen, ek kan vir jou foto stuur of nie foto stuur nie, maar dit wat ek hier alleen doen en alleen eet, kom terug na daai integriteit toe van myself as persoon. Ja. En ja, dis waaroor dit gaan. Ek dink nie dit gaan vir my oor wilskrag nie. Dit gaan vir my meer oor selfbeheersing. Selfbeheersing is 'n vrug van die gees. En miskien aan die begin het 'n ou gesê, "Sjoe, weet, hoe gaan ek hierdie goed oorkom, want dit lê soos 'n berg voor my," maar as jy net 'n besluit in daai oomblik neem, weet, oomblik vir oomblik, dan is dit baie makliker haalbaar as om te sê, hoe gaan ek hierdie hele ding hanteer en 'n besluit in die weet vir die langtermyn neem, maar vat hom dag vir dag, want dit heel wat makliker. Daai wat jy sê is so waar, van dag tot dag is die beste manier om dit te doen. En dan ook die langtermyn ding ook, ek gaan nou vir Heinz 'n kans gee en jy weet dat hy ook sy wysheid bietjie uitspreek daar vir ons. Ek wil net hierso so 1 of 2 mense gou groet. Thomas is hierso op TikTok en Wetkor is ook hierso. Hy sê Carnivoorwerk 10,000%. Baie dankie man. Ja, en hierso's 'n ander Kobus ook hierso en hallo Christian. Ja, hierso's baie mense. Nou ja, Carlo is ook hierso. Hallo Carlo, ek is bly jy is hierso. Nou ja, goed, maar net om terug te kom tot die punt, Louis, ek wil graag hê Heinz moet net eers so 'n bietjie inweeg en dan wil ek nou weer by 'n paar goeie met jou ook bespreek. Maar kom ons hoor 'n bietjie wat sê Heinz van ons gesprek sover. Dankie Kobus. Ek wil graag ondersteun wat Louis daar sê en miskien 'n gedagte deel daaroor. Ek is nou weer 6 maande op hierdie carnivore leefstyl en daar's 'n redelike stresvolle situasie op hierdie stadium in die gang. En carnivore is 10,000%. Ek stem 100% saam daarmee. Die ding is net, carnivore is die antwoord op die goed wat verkeerd gaan, maar ons liggame bly reageer op goed wat om ons aan die gang is. En 'n ou kan dit op die maniere beter hanteer, maar daar's altyd 'n verdere invloed, 'n verdere effek. So wat ek Saterdag gesê het, ons gesels het, is dat ons kry al hierdie kennis van wat carnivore is en wat dit doen en hoe dit werk. Maar ons kan dit net omsit in wysheid wanneer dit ondergrond is of gebaseer is op die waarheid. As dit nie waarheid is nie, gaan dit nie reg uitwerk nie, gaan jou ervaring daarvan nie wees soos wat die boek of die feite vir jou sê nie. En die feite gaan net so ver. Feite is nie ervaring noodwendig nie. Daai ervaring kom deur die wysheid toegepas, deur die waarheid wat jy toegepas het. So, ek het nou gekry met die stresvolle situasie en goeders. Ek kry ook skielik weer krywings. Gelukkig is dit net vir vleis. Ek sien nie aan die kry vir soetgoed en vir allerlei ander nonsens nie. Maar ek kry op hierdie stadium dat met die spanning wat ek onder is, wil ek 'n tweede keer 'n dag eet. En ek dink as omdat mense brein meer besig is, jou kop is heeltyd besig met dinge wat ook nie noodwendig reg is nie. Mens behoort te weet dat jy self nie noodwendig al jou omstandighede kan hanteer nie. Ons moet vertrou ook. En sien dat ou dit nie doen nie, maar Idiotbox is 'n ander ding.
Hy gaan al die kante toe met hierdie goeters. So ja, dis 'n baie interessante manier om te kyk na wat 'n mens se liggaam doen en ek dink ons gaan ooit by die punt kom wat ons alles 100% verstaan nie, maar ons verstaan soveel meer omdat ons in 'n groter groep oor die dinge gesels. So wat ek ervaar is dalk iets wat iemand anders help wanneer ek dit deel en wanneer iemand anders iets deel soos wat Louis nou gedoen het, dan help dit my weer. Dis die sterk deel, dis die krag van in 'n groep ons ervarings bespreek. En omdat dit ervaring is, kan jy dit juist bespreek en is iets wat jy beleef het en ons kan 'n bietjie meer rigting daarin gee en miskien iets anders op 'n ander manier benader, maar die kollektiewe kennis gaan op en die kollektiewe wysheid gaan op omdat dit gebaseer is op die waarheid. Dis wat elkeen van ons beleef het. So ja, ek geniet dit. Dankie. Ja, baie mooi eens. Baie dankie weer eens vir verlede Saterdag. So vir die wat nou nie weet nie, ek en Heinz was Saterdagoggend 4:30 live op TikTok gewees. Maar dit is eintlik 'n mindset bootcamp. Is 'n mindset 51 gewees en toe het ek en hy saam besluit, okay, kom ons gaan sommer live. En ons het dit nou maar 'n instelling gemaak om elke Saterdag gaan ek gaan nou YouTube en TikTok. Ek gaan nie Facebook op 'n Saterdagoggend nie. En dit is eintlik 'n mindset bootcamp, maar dit is in Engels en dit is vir die internasionale of die Engelssprekende gehoor bedoel. Wat ons probeer poog is om te kyk of ons nie ten aanloop van die World Nutritional Summit, jy weet, dalk 'n bietjie Engelssprekende coaching vriende kan bykry nie. Dit's maar net 'n poging. Maar dit het baie lekker geloop en ek moet regtig vir jou sê, jy het baie komplimente gekry oor die wysheid wat jy daar gespreek het. Dit het regtig oorgekom as 'n podcast en dit is eintlik heel lekker om so te praat met 'n mede-coaching vriend wat ook self baie belese is in dit. En ek wil julle almal uitnodig, al die coaching vriende, as jy dalk op daai lawwe uur wakker is en jy wil inskakel, dit is net 'n mindset bootcamp wat ons doen en jy kan saam praat daarso as jy dalk op is en of al wil jy net inluister, jy is so welkom om dit te doen. Maar ek wil ook net hierso vir 'n paar mense ook hallo sê, ek wil vir Philip groet en Sean baie welkom hierso. Dis nou coaching vriende wat op die Google Meet is. Ek en Philip het nou 'n lekker coaching sessie gehad en dit sluit eintlik wat ons daar bespreek het, sluit eintlik baie mooi aan by wat Louis en Heinz nou oor praat, oor die waarheid. En toe praat ek en Philip so oor die langtermynvisie. Jy weet, Philip is 'n boer en die produkte waarmee hy boer, het hy langtermynvisie nodig. En ek sê toe vir hom, jy weet, hy doen baie goed met sy karnivoor. En ek sê toe vir hom dat omdat hy sy brein is ingestel op 'n langtermyn projek, jy weet, hy kan nie die tipe produkte waarmee hy boer, dis nie 'n jaar gewas nie. Met ander woorde, sy brein is ingestel op die langtermyn as hy projekte aanpak. So dis kom hy nie 'n probleem het om die karnivoor ook te sien as 'n langtermyn uitdaging nie. Of projek nie, jy weet. En soos julle almal weet, my gewoonte is om vir iemand te sê, jy weet, as ek Philip nou as 'n voorbeeld kan gebruik, ek en hy is besig met die Philip projek, jy weet, en maak nie saak wat is die verskillende projekte wat hy nou meedoenig is daar op die plaas nie. Niks gaan lekker werk tensy die Philip projek uitmuntende sukses is op die einde van die dag nie. En dit is die belangrike ding. So, ja, ek wil net vir hierso is Elise ook nou, Elise en Johan, baie dankie dat julle ook hierso is. Ja, maar kom ons hoor 'n bietjie daarso, die coaching vriende nog 'n bietjie praat en so, Erik, julle moet asseblief praat hoor, ek moenie huiwer nie. Gertie, as julle wil inkom, enigiemand wat wil, julle kan net julle hand opsteek, dan gaan ek sien julle wil, daarso op die 3 kolletjies is daar so 'n hand opsteek knoppie, dan kan ek sien jy wil 'n bietjie saam praat. Maar voor iemand nou dalk nou verder gaan, Louis, ek wil net gou so 'n bietjie 'n paar draaie maak met jou wenne. As jy my net so 'n bietjie 'n paar wenne kan gee, laat ek dit net hierso neerskryf van wat jy raak sien in jou gesondheid in hierdie tyd. Ek weet dit was nou 'n baie stresvolle tyd gewees. Kobus, ja, dankie. Ek het dis maar iets wat ek by Heinz
gehoor het, by Heinz gehoor het, is maar 'n toetse wat hy doen. En ek glo dit is nou nie nou om 'n week vleis te eet en dan 'n week lank roomys te eet, dis nou nie 'n toets nie. Maar ek het ook van jou genoem nou die dag, ek is bietjie besig om te kyk na die verskille in my liggaam, die impak tussen beesvet en skaapvet, maar dit is maar hoofsaaklik, ek sukkel met die brisket, ek weet nie of dit te doen het met die kwaliteit brisket vet wat ek koop nie. Hy is my baie papperig, ek kry hom nie lekker gaar gemaak nie, ek soek 'n lekker harde stuk vet, nou ek weet skaapvet of die lamvet wat ek koop, is ook nie baie hard nie, maar hy's net vir my, hy's my smaakliker, hy's gemakliker, en soos ons destyds, ek is nou so amper 1 jaar en 8 maande op die Carnivore, maar ek het my eerste jaar alleen gedoen, ek coach nou so 8 maande saam met Kobus, en ons het sommer vroeg my vetinname verhoog, en ek het sommer 'n pak skaapstertjies gekoop, en omtrent alles opgeëet in een aand, toe kry ek weer gout, en toe het ons gedink, dit is die skaapsterte, wat daar kon gewees het, maar ek is toe af daarvan, en ek het dit later, weet net, minder gereeld geëet, so ek het nie op die stadium enige probleme wat ek kan optel nie, so ek sal hom nog so bietjie toets, Kobus, maar ja, ek het nou in totaal 18,5 kilos verloor, ek het in die 8 maande wat ek saam met jou coach, het ek 4,5 by verloor, ek het nooit my middellyf gemeet nie, weet, ek het dit maar gedoen op my eie, so het nie daai kennis gehad nie, dat dit ook maar 'n belangrike maatstaf is, ek het 11 cm verloor, ek is af van 'n dubbel XL na 'n large toe, en dan van 42 af na 34 broek toe, en dan het ek nou die aand genoem, ek is nou in Bosbou, so ons is besig met brandbane, ou stap baie in die berge, en ek het my tone blaase geloop, en ek het begin wonder hoekom, en ek het besef, omdat my voete het kleiner geword. Ek weet nie of daar iemand is met daai ervaring nie, maar vragies, ek het bo op my tone, ek dra daai skoene al vir 2 jaar, ek het nog nooit die probleem gehad nie. En dis al wat ek kon dink is dat my voete, ek weet nie of dit te doen het met waterinhoud of wat nie, maar nietemin, daar was 'n verskil gewees. En dan die groot ding in my, ek het nooit kroniese siektes gehad nie, ek is nog jonk, ek is 53, maar ja, ek het gesukkel met nierstene en gout, en my eerste, ek het elke jaar nierstene gehad, gewoonlik in die winter, ek het gedag dit het maar te doen met te min vloeistof inneem in die winter, ou stap baie, jy's besig, maar nietemin, ek het in my eerste 2 weke van my Carnivore, ek het begin Desember 24, het ek 6 nierstene afgebring. Dit was baie seer, maar nietemin, dis grootes en kleintjies, hulle is deur, en ek het nooit weer daarna nierstene gehad nie. En ek glo ek weet nie of dit te doen het met die water wat mens, die watergewig wat mens verloor in die begin, saam met die glikogeen, dat jou niere daarby aanpas nie. Daar's 'n verandering in die nierstene gewees, of hulle losgekom het, maar ja, hulle het almal afgekom, en ek het nog nooit weer 'n niersteen gehad nie. So dit was een van my grootste wenne gewees. Bloeddruk en al daai goed het gestabiliseer, van hooggeel na normaal toe, pal in die groen. Ons het gepraat oor my gout, my urinesuurvlakke, Kobus. Ek het na daai spike, het ek nie regtig weer 'n probleem gehad, nou vir die laaste 5-6 maande nie. Ek het so 'n bietjie my wenne gaan indeel, so ek gaan nie almal noem nie, maar velgesondheid het beslis verbeter, my vel, asemhaling en sinusse, net geen sinusprobleem nie, geen sinusdrup, geen loopneus nie, ek snork nie meer nie, mondgesondheid, bloeiende tandvleise, minder plaak op die tande, geen koorsblare, ek het nogals baie speekselvorming gehad, en veral in die oggende as hy opstaan, en ek het 'n koffietjie gedrink, en jy gaan borsteltande later, was daar 'n groot hoeveelheid slijm wat ou amper naar gemaak het. Ek het net nie met daai probleme nie. Ons praat baie oor die energie en breinfunksie. Dit het verbeter. Ek is af van my angstigheid pille af, of medikasie af. En ja, my vrou was een van die eerstes wat gesê het, my gemoedstoestand is baie beter. So dis maar net 'n klompie wat ek kan noem, Kobus, wat maar regtig, dit ou voel goed. Dit is 'n kragtige getuienis, Louis, groot waardering. Ja, ek is so beïndruk met al hierdie wenne, en dankie dat jy dit met ons deel.
Ja, ek wil net vir Gustaf ook baie welkom sê. Gustaf, baie dankie dat jy hier so is, man. Ek gaan nou vir Peer 'n geleentheid gee. Ek wil net so 'n paar dinge hier onderstreep. 18.5 kg af, 'n jaar en 8 maande op Carnivore Louis, af van 'n XXL hemp na 'n large toe, 42 broek na 34 broek toe. Kry nie meer nierstene nie, geweldig baie nierstene gehad. Ek het nou ons het nou Louis 'n nuwe coaching vriend. Toe ek met hom begin coach, toe sê hy vir my hy het Springbok gespeel vir die nierstene. Hy sê hy het soveel nierstene gekry, geweldig baie. Toe sê ek vir hom, wel ek gaan jou voorstel aan Louis. En jy weet, en dis wat die coaching so lekker maak, is ek kan met basies elke situasie wat na my kant toe kom, kan ek vir hulle sê, hoorie so man, gaan praat net met Louis, of gaan praat met Frans, met 'n spesifieke situasie, of kom ons sê, angstigheid, gaan praat met Louis, hy kon afkom van sy angsmedikasie, weet, in samewerking met sy dokter. En dis is daai video wat ek vandag, of ekskuus tog so 'n paar dae terug gemaak het, wat die ene ou my ook nou weer vreeslik aangevat het. Jy weet, uiteindelik die woord 4 keer herhaal. Hy sê moet nooit vir iemand sê die dieet kan depressie wegvat nie. Nou, toe sê ek vir hom, maar ek het nog nooit gesê enigiemand met hulle medikasie stop nie. Jy moet altyd jou medikasies met jou dokter bespreek. Okay, dit is nou nie angs nie, maar hier is mense wat hulle depressie omgekeer het in hierdie mindset, in hierdie life. Jy weet, en ons het coaching vriendinne wat totaal af kon kom in samewerking met hulle dokter, met hulle medikasies. Jy moet nooit jou medikasies op jou eie los nie, maar punt wat ek wil maak is, hierso is jy nou, jy is 'n lewende getuie, en jy weet, dit is soos Frans se beld, daar kan julle sien, daarso is Frans se beld, daar hang hy daar, dat ek net vir Facebook opwys, daar kan al die kameras nou Frans se beld sien. Frans is hier in die live op die Google Meet. En ja, Frans moet ook asseblief, Frans, as jy kan sien vanaand weer 'n bietjie praat. Frans is al 32 plus kilogram af. Hy het hier vir my kom kuier, hy het daai beld gebring. Dit was 'n seremonie geweest. En ja, so dit is nou net wonderlik. Dit soos as iemand my nonsens byt en sê ek gaan praat met Frans se beld. Nou ja, maar kom ons gee 'n bietjie daarso ja, ek kan net tog 'n paar wenne onderstreep. Ja, hoë bloeddruk, gout wat weg is, urinesuur wat weg is, vel wat mooi is, sinus wat beter is, tandvleis gesond, koorsblare weg, breinfunksie beter. Ja, Louis, baie dankie vir jou getuienis en so. Nee, groot waardering. Ja, so kom ons hoor 'n bietjie daarso. Peer, jy kan gerus inkom. Baie dankie dat jy hier is. Dankie Kobus, lekker om hier te wees, naand almal. Nee, ek wil maar net vir Louis gesê het, Kobus, dat ek het dieselfde ondervind met brisketvet, dat die helfte van my brisketvet wat ek gekry het, ek het 'n hele pak brisketvet gekry, dink dit was 2 kg. En die helfte daarvan was hierdie skuimsponsvet gewees, wat ook maar meer 'n seeningrige tipe vet is. Dis nie die mooi harde vet nie. So op die ou end van die dag was my honde baie bly gewees, want hulle het die helfte van die brisket geëet en ek het die ander helfte van die brisket geëet. Ek het baie mooi tallow uitgebraai uit die brisket uit. Groot hoeveelheid ook, en dit was baie, ek gebruik dit nou nog, baie lekker sag en word nie hard nie. Jy kan dit met 'n lepel skep en ek gebruik dit in al my kosse. Maar ja, net vir interessantheid het ek ook nou gesien dat daai skuimspons vet is nie, ja, ek sal dit nie eers brisket noem nie, Louis, dis maar 'n afskeep. Dis maar 'n afskeep vet wat so tussendeur syfer, en ek dink dit is onregverdig vir die slagters om vir hou van daai goed te gee. Dit moet harde brisket vet wees om
die regte brisket vette uit te braai en te gebruik in ons etes. Die ander is nie reg nie. Ja, Kobus, ja, as ek hier kan aankom. Nee, ek stem 100% saam, Peer. Ek dink wat vir my opkom is ook maar 'n gebrek aan kennis aan hulle kant, want weet hoeveel ouens kom koop nou vet om te eet. Hulle gebruik dit in biltong en droewors en daai klas van goed, glo ek. So ja, ek dink ou moet ook maar 'n pad stap saam met 'n slagter en vir hom sê dit is hoekom ek dit soek en ja, kyk of hy die kwaliteit kan verbeter. Maar nietemin, dankie vir daai insette. Ja, nee, ek stem saam met jou. Ek stem 100% saam. 'n Mens moet attent maak daarop om te sê ja, dit soek harde brisket vet. Ja, dit is goed, Pierre. Nee, ek is bly jy praat daaroor en ook van my kant af vir die wat bestel by Rapella. Julle moet altyd 'n klagte asseblief gee dit vir my deur. Ek is op 'n weeklikse basis daarso en ek maak notas, jy weet, as ek nou donderdag weer daar is gaan ek met hulle dit bespreek, wat ook al die klagte is, so gee dit dadelik vir my deur, en ook as jy 'n produk kry wat nie vir jou reg is nie, moenie die hele produk opgebruik of weggooi of whatever nie, dit kan opgetel word, dit kan teruggestuur word, so dit kan omgeruil word, so moenie dink ons het nie 'n oop deur nie, ons het absoluut 'n oop deur, en my prioriteit was gewees, toe ek betrokke raak daar, toe het ek vir hulle gesê, ek soek kwaliteit diens, ek soek goeie pryse, en ek soek konstantheid, dit is wat ek soek, maar dit help nie, ons het nie, kan ek sê, daardie vermoë om nie die goed terug te gee nie. Ons moet daai verbod hê. So onthou hulle voertuie beweeg die hele tyd. So al wat jy doen is jy vat daai brisket vet en jy sit dit in jou vrieshokkie en as jy maak 'n reëling dat hulle dit kom optel en omruil vir jou, dat jy die regte produk kry. En as jy sukkel om dit georganiseer te kry, dan WhatsApp jy my net en dan gee ek dit deur vir die direkteur en dan bespreek ek dit met hulle. En dit is hoe mens ons moet kla, want die realiteit is as jy nie gaan kla nie, dan het jy nie 'n voet om op te staan nie. Verstaan? So met ander woorde, ons het die oop deur en dit is ons karnivore eet net vleis. Met ander woorde, ons gee baie besigheid vir hulle en die realiteit is ons het 'n voet om op te staan en hulle wil ons akkommodeer, maar hulle kan ons nie akkommodeer as hulle nie jy weet, as ons gaan stil bly, gaan dit nie werk nie. So moenie stil bly nie, praat met my, praat met hulle, ja, as daar afbreek is in kommunikasie, gee dit absoluut deur met my, ek is op 'n weeklikse basis daar. So dis vir my belangrik, want my naam is aan dit gekoppel, jy weet. So dit is belangrik vir my. Maar in elk geval, Peer, ek wil graag hê jy moet weer 'n bietjie inkom. Ek wil 'n bietjie praat oor jou wenne, man. Jy het 'n hele klomp wenne wat baie groot is, as jy 'n bietjie wil inkom, as jy nog kan praat. Yes, nee, ek kan praat, Kobus. Die van julle wat my nie ken nie, ek is Peer Pretorius, woonagtig in Pretoria. Ek is nou 2 jaar karnivoor, by Kobus gecoach aan die begin, 2 jaar gelede, vir seker ook so 6-7 maande, en toe het ek ophou coach by Kobus, en vir 'n hele ruk, vir 'n paar maande, na 'n jaar, amper 'n jaar se kant toe, grootste gedeelte van 'n jaar, het ek net aangegaan met die karnivoor dieet, maar ek was toe nou binne die karnivoor perke bietjie lenient gewees, soos die Engelsman sê, en slim gewees, my vleispersentasies wat ek geëet het, vark en bees en hoender en vis en speserye, peper spesifiek, is ek baie lief voor, het ek nie reg gebruik nie. So ek het die hele tyd maar nog steeds bietjie gesukkel met inflammasie. Ek het 'n nek wat my geweldig probleme gegee het, soveel so dat ek
maandeliks saam met my voorgeskrewe bloeddruk, cholesterol en psigiatriese medikasie wat ek op is, het ek Tramacet of Tramahexol, iets in daai lyn, baie sterk pynpil, skedule 4 pynpil bygekry, 60 van hulle, wat ek so deur die loop van die maand nie gebruik het nie, ek moes dit gebruik, want my nek het so seer geword dat ek dit moes gedrink het. Ek is nie baie lief vir 'n pynpil nie, so ek byt vas tot op 99. So ek het so 'n bietjie van 'n slegte nek gehad en ek het gevoel, ja, dit wil nie regtig lekker weggaan nie. En ek het weer besluit om vir Kobus te nader. My hoofdoel van die Carnivore is, ek het 'n ideale gewig, so ek het nie 'n gewigprobleem nie. My doel was gewees om ontslae te raak van my medikasies. So net om vir Kobus te follow en almal van julle se getuienisse te hoor van bloeddrukmedikasies wat julle van af is en cholesterolmedikasies en antidepressante. As ek aan Joanne kan dink, daar's 'n hele paar wat van antidepressante af is. Wat van 2 of 3 antidepressante af is, en dan is dit redelike sterk mood stabilizers, verskone Engels, gemoedstabiliseerders gewees, wat vir my 'n baie gevaarlike pil is om te drink. Ek het psigose gekry van dit. Ek sukkel al, of ek het 37 jaar lank gesukkel met die stryd hou nooit op nie, maar ek gebruik niks meer nie, maar ek het gesukkel. Ek is 'n rehabiliterende alkoholist en was verslaaf gewees aan verskeie afhanklike middels soos dagga, pille, voorgeskrewe pille. Ek het Grandpa's gedrink, meer as 10 'n dag. So enigiets wat ek my mond aan sit, is dit vir my asof ek dit nie net normaal kan doen soos iemand anders nie. Ek vervang my een gewoonte met 'n volgende slegte gewoonte. Ek los die een ding om plek te maak vir 'n goeie ding, maar dan vervang ek dit nie met 'n goeie ding nie, dan vervang ek dit met 'n slegte ding. En dit het ek nou alles al gelos gekry en weer by Kobus toe begin coach en toe nou 100% net op rooi vleis en sout gegaan. So vir die tweede week is my brein helderheid van so 'n aard dat dit voel of ek uit die dak uit wil klim. Soos my energievlakke en my brein toe nou voel, ek is ek het gevoel soos 'n reisiesperd wat fiks is. Ek het so gestaan en bewe. Dit het net vir my gevoel of ek iewers heen wil hardloop, so goed het ek gevoel. En my brein fog was heeltemal weg gewees. Ek het geen breinwasem gehad nie. Ek is erg aandagafleibaar. My aandagafleibaarheid het nog 90% verbeter. Ek doen nog steeds 4 goed op dieselfde tyd, maar ek is bewus van al 4 goed wat ek op dieselfde tyd doen. So ek werk doeltreffend. Ek werk nie meer deur mekaar nie. My aandagafleibaarheid het weggegaan. Dan het ek, wat nog Kobus, my vel het nou onlangs, dis nou na, ek is nou die 15de, wat nou volgende week, Vrydag, ek dink is, Vrydag of Saterdag, is ek dan nou weer 3 maande terug met coaching by Kobus. So in hierdie 3 maande het ek nou ook my vel
so 'n week of 2 gelede, het ek net gesien my vel het baie mooi begin word, glad en 'n baie mooi blaskleur en geen aartjies en goed op net asof my vel jonk geword het. En ek was my hele lewe lank in die son, so mense het sonskade. Ek het op my voorarms het ek daai olifantvel begin kry wat as jy so baie in die son was, wat jou vel so dik raak en dan maak hy sulke rimpels. Dit is glad, my arms is glad, dit is heeltemal weg. Ek kan nie glo waarna toe daai goed verdwyn het nie, maar dit het verdwyn. Dit is dis regtig oogverblindery. Dan weet ek nie wat ek mis nie, Kobus, daar was een of twee groot wenne wat ek miskien mis. Ek het nou 'n paar klein goedjies genoem. Ja, wat ek kan dink, Peer, wat jy reg gekry het is, vir die wat nou nie weet nie, Peer wou gewig optel. Hy was eintlik klein bietjie onder sy ideale gewig en hy was in staat gewees om ook bietjie gewig op te tel, spiere en so. En en ek dink die hele breingesondheid ding, jy weet, Peer, as ek nou so kan dink aan ons paadjie, die karnivoor het jou baie goed gedoen om al die dinge, soos jy sê, die breinhelderheid, die breinwasigheid, die fokus, die aandagafleibaarheid, jou gemoedstoestand, jy weet, net te stabiliseer met die ketone. En ek dink jy doen fantasties goed en baie dankie vir jou vriendskap en ek dink net jy het 'n groot sukses en jy help baie mense met jou getuienis nou, want mense het nou jou getuienis gehoor en hulle het gehoor weet, wat is jou geskiedenis in terme van jy weet, waar kom jy vandaan met jou gesondheidssituasie en hier is jy vandag, nee, jy doen fantasties goed, jou vel is mooi en ja, jou gemoedstoestand en jou breinfunksie is op 'n baie goeie plek in my opinie. Ja, ek sal so sê, Kobus, en dan my bloeddruk ook, my bloeddruk het van tevore met my medikasie het hy nog steeds met tye hoogtes ingeskiet en dan is hy normaal hoogtes ingeskiet normaal. Nou dis die probleem van my bloeddruk is dit is sy patroon wat hy het. Ek sukkel nie met konstante hoë bloeddruk nie, so my bloeddruk kan vir lang dele van die dag normaal wees en dan skiet dit ewe skielik die hoogtes in en ek voel dit nie as dit daar is nie. En nou het ek gereeld my bloeddruk geneem in die oggende en die middag voordat ek my medikasie vat en so aan, en my bloeddruk is absoluut 100% normaal en dit is nou met my medikasie. Maar soos ek gesê het, ek gaan nou eersdaags vir die bloedtoetse en dan sal ons dit nou daarvanaf aanspreek en moet die dokter praat oor dit ook. Om te kyk of daar nie al aanpassings gemaak kan word nie, want ek is seker daarvan, daar kan al aanpassings gemaak word aan dit en dan aan die psigiatriese se kant is ek seker daarvan of kan van daai pille kan ook aangepas word, want ek ervaar geen vorm van depressie of abnormale angstigheid of so mee nie. Dit is ek het mos in die tydperk het ek mos 2 slegte tye gehad wat ek vir 'n week in 'n week se tyd het ek 'n vreeslike suikerlus gehad. Toe het ek oortree op 'n slegte manier. Het ek 5 sjokolades geëet en 'n bakkie nagereg en dit het my heeltemal teruggesit. En ek het maar net besef as ek nie daai goed geëet het nie, sou ek alkohol gebruik het. En ek het myself getroos daaraan en ek het aanbeweeg. Aangesien ek nooit in my lewe weer alkohol wil gebruik nie, maar ek kon nie glo dat ek so lus geraak het vir suiker nie, want dit was 'n craving gewees wat ek nie kan beskryf nie. Ek sal
ek sou opgestaan het in my kar geklim het 12:00 die aand en na 'n petrolstasie toe gery het en vir my 'n chocolate gaan koop het. Dit is hoe lus ek vir 'n chocolate was. En dit is amper wat gebeur het. Ek het in die aand gery en vir ons 'n chocolate gaan koop. So erg was dit gewees. So daar was daai onderbreking gewees. En dan toe ek nou in Groblersdal was, het ek uit vleis uitgehardloop. Ek het my Rapella vleis saamgevat. So toe het ek uit vleis uitgehardloop omdat ons langer gebly het en langer aangebly. Toe het ek daarso vleis gekoop en nie mooi beesvleis kon kry nie vir belaglike dierpryse in die slaghuise, maar baie maar en so. Toe het ek maar vark gevat, want ek moes toe nou vir 2 dae lank moes ek vark eet. Ek het bees gevat en vark, so ek het een dag bees en vark en die volgende dag ook bees en vark geëet. Maar dit het my darm nie so baie affekteer nie. En dis darm nou 3 maande al down the line amper. Ja, pragtig. Pierre, ons is baie trots op jou en baie dankie dat jy dit so mooi praat en altyd klankwoord met ons en ook so kwesbaar is, jy weet, vulnerable. Pierre sê nog altyd, hy sê ding soos hy is en jy weet, ek het vandag ook vir Sandra gesê, ek en Sandra het ook 'n coaching sessie gehad, toe sê ek vir Sandra, as hy kan sien om te praat, kan sy ook praat, enigeen van julle kan praat, maar ek het maar net vir haar gesê, jy weet, mens moet oor die swaar goed ook praat, jy moet oor die moeilike goed ook praat. Dit is sodat ons kan sien, ons is ook menslik en daar is party mense of van ons maak ook soms foute en dit is alright, jy weet, die belangrike ding is dat jy teruggekom het en jy's gefokus en jy weet, die reset knoppie is gedruk, dis die belangrike ding. Maar kom ons hoor 'n bietjie daarso, ek wil net hierso vir Willem en Mary ook baie welkom sê. Frans, jy kan gerus inkom. Nou, Kobus en almal op die groep en almal wat inluister. Ja, ek is Frans van Germiston. Ek is so 58 jaar oud nou en ja, ek is nou 331 dae op die karnivoor. En ja, ek het laas jaar Augustus in 'n posisie gewees waar ek baie ongesond was. 170 kg geweg het en baie moeilik beweeg het. En die groot G, die gout het my ook baie keer beet gehad en soos Kobus vir my verduidelik het, ek is insulienweerstandig gewees en ja, en ek het toe nou 8 September by Kobus begin en einde Oktober toe is ek van my suikermedikasie af en my bloeddrukmedikasie en my gout is weg en inflammasie in die knie is beter. So tans 32 kilos af, soos die bewys daar agter op Kobus se muurste, saam met daai belt en nog my nuwe belt is ek so 10 beltgaatjies af. Bietjie moeilik om my maag te meet want ek het nog 'n naaltjie breek wat my pla, maar ek het sentimeters verloor, ek kan dit sien en ek kan dit voel in my lyf en my klere. En ja, ek is gesond op die stadium soos ek kan voel ek is gesond. Ek sal nie sê heeltemal nie, daar is nog seker maar nog goed wat moet deurwerk in my liggaam. Maar ek sê nou net vir my vrou hier so langs my, ek sê vir haar, ek kan nie anders eet nie. Daar's nou net partykeer as ek nou skofte werk, ek werk in skofte en dan hier in die middernagtelike ure, dan raak dit bietjie moeilik. Maar ja, ons druk deur. Ja man, Frans, ek is so trots op jou en daar soos julle kan sien, daar is die belt, daar kan julle dit op die kamera sien. 10 beltgaatjies af, ja, is dit nou 32 of is dit 33 kg wat jy al af is? Ja, Kobus, ek het nou 'n bietjie stil gestaan, 32 kilos af en ek drink nou 'n bietjie meer koffie. So ek moet 'n bietjie afstap met koffie, maar dit is nog 'n regte koffie en dan
bietjie meer room in die winter en so aan, maar ek sal weer daar werk. Ja, nee, verseker. Ag, en weet, soos ek altyd vir jou sê, Frans, jy weet, jy doen alles reg. Ek kyk na Frans se bordfoto's, klokslag stuur hy uit vir my deur met elke ete. En baie dankie daarvoor. Dankie vir elke coaching vriend wat julle bordfoto's so lekker deurstuur. Dit maak vir 'n interessante gesprek op ons volgende coaching en dit maak ook 'n trek rekord sodat jy bewys het dat jy alles reg doen. En dat jy kan klankbord dat jy alles reg doen, maar as ek jou WhatsApp oopmaak en ek sien niks nie, hoe kan ek weet dat jy alles reg gedoen het? Ek sien miskien een foto daar van wat jy een keer reg gedoen het, maar wie sê jy het altyd alles reg gedoen? En dit is die ding, vetpersentasies is so belangrik. Nou kan julle nou sê, Frans doen niks verkeerd nie. Inteendeel, hy kry 5 goue sterretjies uit die 5 uit. So, en ja, so, en ook jou bywoning, ek dink dit doen jou ook goed om die mindsets by te woon, en dankie dat jy nou iemand gemotiveer het, 331 dae op Carnivore, suikermedikasie wat kon gestop word in samewerking met die dokter, goutmedikasie wat kon gestop word, hoë bloeddrukmedikasie wat kon gestop word in samewerking met die dokter, en ja, jou rug was teen die muur gewees, en ja, en nou is die bel teen die muur. So Frans se rug was teen die muur en nou is sy bel teen die muur. En ek jok nie, kyk, daar's dit. Daar teen die muur is sy bel. So dat jy ook jou rug weg van die muur af wil kry en jou bel teen die muur wil kry, maak dus Frans en stap 'n coaching. Ja, so ja Frans, nee, jy's 'n lewende getuie en jy weet op die einde van die dag, mens moet ook in ag neem jou metabooliese situasie waar jy vandaan kom. En al staan die gewig so 'n bietjie stil, dis fyn. Soos ek nou ook maar gesê het, jy weet, linolensuur kan tot 680 dae in jou vetselle vassit, en dit kom van vorige eetleefstyle af. So, dis die binnekennis wat ons in die Carnivore coaching het. Ek weet, dit gee vir jou daai gerusheid dat, okay, ek doen alles reg, maar hoe weet jy doen alles reg as jy nie coaching doen nie? En dis die ding waaroor ons maar moet praat. Nee man, Frans, baie dankie vir jou getuienis, en jou familie is hierso, Hannelie is hierso, en so, ons is baie dankbaar oor dit alles. Daar sê, kom ons hoor 'n bietjie daarso, Frans, is daar nog ietsie wat jy wil sê? Nee wat Kobus, ek het gesê dankie. Dankie man. Alright, kom ons hoor 'n bietjie, Louis, jy kan gerus daar inkom. Kobus, ja, ek wil nou net gou noem daar wat jy nou gepraat het, is, weet, ek het dit nou vir 'n jaar alleen gedoen, en ek sal nie sê ek het gecheat nie, want ek het nie geweet dit is verkeerd nie, maar nou weet ek, dat daar is iets soos cheat, as jy goed dan nou doelbewustelik verkeerd doen, maar ek wil dan net vir Frans ook sê, ek tel op daar, hy sê iets van in die middernagtelike ure as op skof is, ek het toe nou gaan kyk, hoekom ek nou so voel soos ek gevoel het die laaste week, en hoe kan ek dit regmaak, so op die tipe van 'n strategie bepaal, en een van my dinge is wat ek neergeskryf het, is moenie honger raak nie, want as jy nie iets het om te eet nie, dan kan jy maklik gou, Peer, sorry, ek bedoel dit goed, 5 chocolates gaan koop om te eet, maar, en ek dink, dit was vir my maklik, ek het biltong gehad om te eet, so ou sit vir jou 'n stukkie biltong in wat jy aan kan knaag, maar toe dit nou klaar is, nou sit jy in die werksposisie na, jy's heeldag besig om te brand en jy het nie iets om te eet nie. Ek dink dit kan dalk begin met jou brein rondspeel en nou sê jy sommer enigiets eet net om iets in jou liggaam te kry. So dit kom vir my terug na daai beplanning toe wat ons al baie oor gepraat het. Hoe beplan jy jou eetes? En weet my hele brandseisoen lê nou nog voor en ek is altyd gespot gewees. Ek het so 'n mandjie gehad met koffie en beskuit en lekker na jouself blikkies kos dat as 'n brand uitbreek, dan gryp ek die mandjie en ek weet ek het kos vir ten minste die hele nag as ons nou in die nag vuur slaan. En eintlik moet ek dit vir myself ook, ek praat hier met myself ook, doen dit vir die Carnivore ook, hou maar daai iets op standby wat jy saamvat, wat jy aan kan eet, as jy dalk uit jou skafting dalk leeg raak of wat ook al. Baie goed gestel. Ja, nee, wat, Louis, ek is baie trots op jou ook en alles, en weet jy, ek wil vir die coaching vriende sê wat
al iets geëet het wat hulle nie moes eet nie, nee. Ek het ook al iets geëet wat ek nie moes eet nie. So, ek dink die belangrike beginsel daar is, vergeef vir jouself, kom oor dit, en beplan beter vorentoe. Ek dink dis wat Louis ook nou daar vir ons sê. Doen jou beplanning beter, kry jou prepwerk reg, kry jou kop reg opgestel, maar moenie jouself, as jy iets geëet het wat jy nie moes eet nie, moenie jouself daaroor bash nie. Kom oor dit, en dadelik, jou volgende ete, kom terug na karnivoor toe, maar moenie jouself permissie gee om dit in die toekoms te doen nie, dit is 'n fout. Dit is die fout wat mense maak, as hulle sê, ag, ek mag mos nou maar. Nee, jy mag nie. maar soos ek sê, as dit ooit gebeur, vergeef jouself, kom oor dit, bou 'n bruggie. En ja, so die grootste fout wat coaching vriende maak, is hulle stel hulle self op, nie op ons, kan ek sê, daar's miskien 'n enkele een wat sal sê, ja, maar kan ek nie maar nie, maar hulle word gou reggehelp, want mens moet nie beplan om te fail nie, dis die groot ding. Nou ja, kom ons hoor bietjie daarso, wie wil graag bietjie volgende spreek? Ons hoor bietjie daar, of Erik hulle bietjie kan gesels, Santi, Sandra, hulle bietjie kan gesels, Alta, Elisa, Annelie. Alright. Kom ons hoor daarso. As hy, Louis, jy kan gerus weer praat. Kobus, ekskuus, terwyl ons wag vir die ander vriende om moed te skep om te praat. Ek wil dit net na ons geloof toe terugvat, is, weet, ons is so maklik om te sê dat Piet is 'n alkoholist omdat hy verslaaf is aan drank, maar die woord leer ons duidelik dat ons is almal, weet, as gelowiges, ons na God se beeld geskape. En as ons Jesus aanvaar as ons verlosser en hy het ons gaan plek voorberei in die hemel, dan is ons 'n kind van God. So as ek sukkel met drank, bly ek volgens sy beeld gemaak. Ek bly 'n kind van God. Ek sukkel dalk net met drank. En ek dink dis 'n baie belangrike persepsie wat ons moet besef is, ek het 'n fout gemaak, ek het nou chocolates geëet of iets, maar ek bly 'n karnivoor. Ek het soveel wenne gehad, ek het al soveel, ek meen dat Peer gesê, so dit maak nie van hom nou nie 'n karnivoor nie. Sy identiteit bly dieselfde en sy identiteit se karnivoor. Absoluut. Nee, ek hou van daai wat jy praat, Louis. Dit is so belangrik, identiteit, né? Ek dink altyd aan daai Lion King, die tekenprent wat sê, remember who you are, jy weet. En dit is regtig so. Ons moet net, soos ek altyd sê, ons moet daar by die bloudruk van die Here uitkom. Hoe lyk daai bloudruk wat die Here vir jou gehad het toe jy klein babietjie was? Jy weet, kom net daarby uit. Onthou wie God jou gemaak het. Daai plan het nog nooit verander nie. Daai plan is nog dieselfde. Is ons wat afdwaal. Is ons wat ander paadjies loop. Maar eintlik moet ons net onthou wie ons in die Here is. Ja. Kom ons hoor 'n bietjie daarso, Erik en Gertie, julle kan gerus inkom. Kobus, naand vriende. Naand oom. Hallo Gertie, hallo Erik. Gaan dit goed daar by julle? Jete man, goed, vandat julle nou hier is, gaan dit sommer met ons beter. Ek sê vir Gert, nee, ons moet vanaand 'n bietjie plan gemaak het dat ons kan praat, jong, want ons is so besig en bedrywig, ons skief eintlik maar die coaching sessies af en goed ook, Kobus, maar ja, prioriteite moet maar eers kom, maar die karnivoor is maar ook een van die groot prioriteite, so ons moet maar 'n bietjie tyd maak vir hom ook, Kobus. Ja man, ja, ek wil daarom ook net sê, Erik en Gertie het nog nie een coaching sessie gemis met my nie, hulle is nog op elke coaching sessie, hulle coach al baie lank by my, of saam met ons, en hulle was al op onderhoude, op lives gewees saam met my, en julle sal nou hoor wat se wenne het hulle. Maar van my kant af, Erik, wil ek maar net sê baie geluk met julle albei se prestasies, en ek is regtig so beïndruk met die manier hoe julle die coaching ook doen, en ek weet julle is besig, maar ek is regtig trots op julle albei. Nee, Kobus, ons wil net vir jou dankie sê vir die raad en die goed. Ek meen,
Ja, as 'n mens nie so rots het om op te staan nie, dan gaan 'n mens gou verbrokkel en ja, Kobus, ons het so baie goed al bereik met die karnivoor. 'n Ou jy verloor trek van alles. Die wat jy soos baba tees toe gaan en al daai tipe van goed. Die familie wat jy lanklaas gesien het. Soos ek jou gesê het, Saterdag het ons gaan jag. Toe is daar 'n vriend van ons wat ons so jaar laas gesien het, wat een van sy vriende ook nou saamgebring het. Toe vra hy, kyk aan my, sy toe sê vir my, "Joh Erik, waar's die ander halfte van jou?" En eers toe klik ek nie lekker nie. Toe sê ek, "Wat's fout?" Toe sê hy, "Joh, jy het baie gewig verloor." En dit is al so van selfsprekend dat almal vir jou dit sê elke keer as hulle jou sien en goed. Dit sink nie meer lekker in nie. En toe hy nou wat ek so lanklaas gesien het vir my sê, "Hey Erik, toe besef ou net weer eens waarmee is ons besig, Kobus en goed." En ja, dis baie lekker en dit is hoekom ek toe nou ook daai foto's vir jou aangestuur het. Om ander mense te kan wys en bietjie brag. Dit is ook lekker op die einde van die dag as jy al hierdie sacrifices doen en goed en jy vrugte daarvan pluk. Ja, ons het ek kan nie vir jou al die goed opnoem nie. Dit is 'n klomp goeters. Die hoofding wat ek vir jou kan sê, Kobus, is my bloeddruk wat ek vanaf af is. My bloeddruk was baie hoog, oor die 180. Die boonste ene en die onderste bloeddruk was by die 126. Ek is af van die bloeddrukpille af. Wat die dokter stelselmatig my afgebring het en toe op 'n call toe het ek jou gesê, ek het die bloeddrukpil gelos. Ek het nou nog nie kans gekry om by die dokter uit te kom nie, maar ek kan voel my liggaam sê vir my die ding dit maak my moeg en toe het ek hom gelos. En toe het ek so 3 weke, 4 weke te voel ek my lyf is lekker, my energie is daar. Ek het nie meer die bloeddrukpil nodig nie en toe word ek siek, toe kry ek varkgriep. Toe is ek dokter toe gewees en ek jou sê die dokter hy het my bloeddruk gevat, toe sê hy vir my, "Erik, jy het nog nooit 'n bloeddrukprobleem gehad nie, nê?" Toe sê ek vir hom, "Ja, dokter, jy weet mos presies waarmee ek besig." En Kobus, ek jou sê die dokter dis 'n regheid, daai dokter, hy dra nie doekies om nie. En toe hy my die dag sien, toe kyk hy my so, want hy is een van die redes ook hoekom ek besluit het om die drank te los en die goeters, want hy het my gesê, as ek aangaan soos ek nou aangaan, gaan ek met probleme sit. En toe hy my sien, so paar maande later, toe kyk hy vir my so, toe vloek hy sommer, toe sê hy, "Fok, hy het nie so drasties bedoel nie, dat ek so drasties moet aangaan nie, ek kon maar nog whisky en water gedrink het." So, toe sê ek hom, "Nee, wat, ek los maar eerder die drank heeltemal, as wat nou nog wil sukkel met aanpassings daar." En Kobus, ja, ek die pad wat ek en Gertie stap saam met jou, dit is vir ons lekker en goeters en ja, ons stuur ook nie altyd bordfoto's en goed nie, ons is ook nou maar skuldig daarmee en ja, soos die ander manne sê, daar is nou en dan seker maar wat 'n mens cheat en daai goeters, maar ja, ou moenie 'n habit daarvan maak nie, dan gaan jy jou vingers brand, en soos wat ek en jy ook nou gepraat het, daai wat ek nou die swart peper ingebring het en daai goed, wat jy my gou weer reghelp en terughelp en sê, maak so, moenie dit nie. Ek meen daai goed help, Kobus, ek meen ons weet nie wat die implikasies daarvan is nie en dit is hoekom jy daar is. Ek meen Gertie sukkel nie meer met asma nie. Sy het 'n helse klomp gewig verloor. Dis komplimente voor en agter. Vriende wat haar sien. Waartoe verdwyn jy, Gertie? Ja, Kobus, en dit is baie lekker daai op die einde van die dag. Ek is van 'n 42 broek af na 36 broek. Ek is van 'n 3XL hemp wat styf gesit het, my pens gelyk of hy wil ontplof in die 3XL hemp. Na 'n XL hemp toe wat ook nou los sit. So ek is een van die dae op 'n large hemp. My belt het ek nou al 2 keer wat ek korter gesny het. Ek dink ek het al 15 gaatjies verloor. Ek het nou die laaste maand het ek weer 2 gaatjies het ek aangeskuif. Ek het al 34 kg verloor.
Gertie het al oor die 23 kg verloor. Ja, Kobus, mense sal 'n lys moet sit en maak van al die wenne wat ons al gedoen het, want ons het nog regtig die enigste ding wat ons verloor met die karnivore is die blerrie klere. Dat ons nou en dan moet klere bykoop. So, maar dit is 'n goeie wen. Dis daarom nie 'n slegte verloor daai nie. Nee man Erik, ek is baie trots op jou en op Gertie. Maar net voor ons oor die wenne praat, ek is so bly jy het nou genoem daarso van die regstellings wat ons gemaak het en ek wil regtig vir jou en Gertie gelukwens dat julle nou daardie regstellings maak en hierso is die geheim Erik, nee, dit maak nie saak hoe lank jy karnivoor doen nie. As jy die basics nie meer doen nie, nee, kom ons sê jy doen lank karnivoor, maar jy begin bietjie relaxed raak met jou benadering, dan gaan jou vingers brand. En dis ook in daai gesprek vir jou gesê het, mens moet op die stryd in die narrow bly, want die biologie gaan gebeur. As jy goeders inbring wat nie eintlik moet inwees nie, dan gaan jy seer kry. En ek wil jou regtig gelukwens dat jy weet, daardie aanpassings nou maak. Ek en Erik, ons sien mekaar oor 2 weke. Ons het nou 'n kort opvolg met 'n spesifieke doelwit in plek. En dis waaroor die coaching gaan. Dit gaan daaroor om aanpassings te maak wanneer ons sien daar begin foute insluip. En dis wat die ouens nie besef nie, is foute kan insluip. Dit is menslik dat foute insluip. Maar Erik het nog altyd baie goed gereageer op die coaching, Erik en Gertie. En dis hoekom hulle die resultate kry wat hulle kry. En hulle neem nog altyd in wat ek vir hulle sê, en hulle reageer baie goed daarop. En dis hoekom hulle al hierdie suksesse het. So, eerste ding wat ek daar sien, Erik, is jou bloeddruk wat van 180 op 126 na normaal is. Soveel so dat jou dokter vir jou sê, jy het nog nooit 'n bloeddrukprobleem gehad nie. Dan Dit is so, Kobus, my suiker, ek was nooit op 'n suikerpil gewees of so nie, maar my suiker was redelik in die hoë kant gewees. My suiker was altyd so by die 7.6, 7.8 daar rond. My suiker toe ek nou laaste keer by die hospitaal, toe ek alles laat toets het en alles, toe is my suiker 4.8. So my suiker is goed, my hartklop is reg. Ja, Kobus, en wat ek vir die coaching vriende kan sê is, ek het geensins oefeninge gedoen en ek het nie by 'n gym aangesluit nie. Ek doen nie normale ding wat ek elke dag, my dag tot dag werk, my gewone goed wat ek doen. Geensins nuwe aktiwiteite bygekry om te help met die fitness of die goed nie. Ons het geen gym sessies of enigsins iets nie. Al hierdie goeters is net te danke aan die karnivoor. So, ja, ek kan glad vir jou sê, as jy oefening bydoen en jy gaan gym en daai tipe van goed en jy gaan baie meer aktief wees, gaan die karnivoor vir jou 'n baie groter pluspunt wees. Maar ja, vir mense wat dag tot dag normale leefwyse het, vir ons het dit gewerk, Kobus, ek meen, en dit werk nou nog. So ons is al ook 'n jaar en 2 maande al wat ons op die karnivoor is en ja, die Kobus daar's niks wat ons kan sien wat negatief is, wat iets negatief beïnvloed deur die karnivoor en dis altyd positiewe goed en ek meen, ja, die resultate wys vir hulle self. Ja, verseker Erik, nee, maar ek is baie trots op julle albei. Net om weer deur 'n paar wenne te hardloop wat jy daar genoem het, 15 beltgaatjies af, nee. Van 'n 42 broek na 'n 36 broek, van 'n 3XL hemp na XL hemp toe wat reeds nou na large toe kan gaan. Gertie wat 23 kg verloor het, jy wat 34 kg verloor het en baie dankie vir jou of julle voor en na foto's wat julle ook al voorheen gedeel het met my en nou weer. En weet jy, daardie is wat die mense bemoedig. Jy weet, dit is soos 'n real life example. Mense, altyd as ek daai video's maak, dan dink mense seker, weet, ag, dis sommer nou net iets, nee, totdat ek die foto opsit.
en totdat jy praat op 'n live soos nou, en dan bring die mense dit bietjie by mekaar. Jy weet, en nee, baie dankie. Dankie dat julle hier is en julle lewende getuienis hierso gee. Nee, Kobus, ons sê vir jou dankie en dankie vir al die raad en goed en dis lekker om al die coaching vriende se wenne te hoor en hulle journeys ook. Ek meen en ja, dit help. Iets wat iemand anders doen, help jou weer. As jy vashak en sukkel, so ja. Ons sê vir jou dankie Kobus. Ons waardeer al die raad en goeders en die pad wat ons saamloop. Nee, baie dankie Erik, waardeer dit en ja, julle maak dit maklik en weer eens soos ek nou gesê het, dis julle wat so goed reageer op die coaching. Ek kan net vir jou en vir Gertie baie geluk sê, julle verdien al die sukses en al die komplimente wat julle van julle familie en kollegas af kry, want julle doen reg, jy weet, en ek het 'n oplossing vir jou vir daai bordfoto's. Ek en Frans het gepraat en kyk, ons moet na Frans luister want sy bel hang hierso, so hy het autoriteit hierso. En Frans het gesê ons kan die coaching R100 duurder maak vir die coaching vriende wat nie bordfoto's deurstuur nie. Okay, ja, dis 'n goeie plan. Ja. Nee, ek speel sommer. Nee, maar soos ek met jou afgespreek het, stuur die bordfoto's deur. Die rede daarvoor is ons doelwitte oor 2 weke. Dis baie belangrik dat ons daai doelwitte bereik en dat ons daai bordfoto's, al neem jy die kos rou af, wil ek julle tog aanmoedig om dit net te doen, sodat ons 'n lekker gesprek kan hê. Ja, maar andersins is daar nog ietsie wat jy wil bysê, Erik? Nee Kobus, ek is alright vir nou. Ek het daar's te veel goed om op te noem vir vanaand, so ek het nou nie alles neergeskryf en so aan nie, maar ja. Kobus, ons energie en goeders is beter en ja, soos wat Sam ook gesê het, ek dink dit was Peer, ons gemoedstoestand en al daai goeders, alles het baie verbeter. So ja, nee, Gikari voor. Ja, daar's baie van my familie wat ook nou dit wil begin en daai en so. So ja, ek dink ons is maar soos wat jy sê, getuienis vir hulle. So laat 'n mens kyk. Absoluut. Nee, dis 'n lewende getuienis. Nee, baie dankie Erik, dankie vir julle getuienis. Dankie dat julle hier gepraat het, hoor, groot waardering. 100% Kobus, lekker aand vir julle. Dankie Erik. Kom ons hoor bietjie daar wie wil. Dankie Erik. Kom ons hoor bietjie daar wie wil nog ietsie sê. En ja, groot waardering. Alright. Goed. Sandra, jy kan gerus inkom. Dankie dat jy so is, Sandra. Jy kan maar net praat, jy net jou mikrofoon aansit, Sandra. Ekskuus man, ek sien naand aan almal en jy het my half gedwing om te praat, maar nou ja, vir die wat nie weet nie, ek is met Parkinsons gediagnoseer. En dit is omtrent 'n journey en 'n half, maar ek het die karnivoor begin juis om van die Parkinsons ontslae te raak en dan my medikasie ook. So ek het al baie lank gevoel om eerstens my slaappille te los. Ek was vir baie jare op slaappille. En ek het nou al amper 'n week lank dit gelos wat ek slaap. Ek slaap nou wel nog nie 'n kwaliteitsslaap nie, maar dit sal kom, ek weet. Ek het soos hy sê op die waarheid gestaan, dat in die woord sê die Here vir ons, 'n mens is gesond and that your sleep will be sweet. So dit het my ook gemotiveer om die slaap te los. Ek gaan net nou deur 'n moeilike tyd.
ek het 'n ruk terug, ek is seker nou al so oor die 100 dae op Carnivore, maar ek het so 'n ruk terug baie goed gevoel. Ek het 4 kilogram verloor. Ook ek het nou nie so baie om te verloor nie. Vir my is 4 baie. Ek het baie energie gehad. So ek kan nou nie onthou nie, maar vir nou moet ek sê, ek het met Kobus vanoggend gepraat, dat die moeg wat ek nou ervaar, is maar as gevolg van die slaappille wat ek gelos het. En dan vir my voel ek my grootste wen is ek sien myself as gesond en ek weet dis vasbyt en dit is 'n ding oor die lang termyn. Dis maar vanaand Kobus. Baie dankie Sandra. Ek waardeer so dat jy vanaand gepraat het. Ek het vanoggend toe sê ek vir Sandra, Sandra, ek wil so graag hê sy moet praat. En dit is nie 'n lekker dag vir haar nie. Sy voel moeg want die slaappil het haar geaffekteer omdat sy dit 'n week terug gelos het en daardie neeweffekte van daardie slaappil onttrekking is basies wat haar nou affekteer. So haar brein het basies gewoond geraak aan die slaappil wat sy vir 'n baie lang tyd gebruik het en swak slaap affekteer Parkinsons geweldig baie. Ons het vandag daaroor gepraat. Maar die goeie ding is, Sandra het al baie voordele gesien van die Carnivore, hoe sy baie van die Parkinsons simptome eintlik verbeter het deur Carnivore reg te doen. Natuurlik gebruik sy nog haar medikasie, natuurlik ken sy haar dokter met haar medikasie en so aan. En sy bespreek alles met haar dokter, soos sy ook moet. Maar die feit van die saak is, sy is 'n lewende getuie. Soos sy nou net gesê het, sy sien haarself nie as siek nie. Sy sien haarself as gesond. En daar's ook 'n hele geestelike komponent aan dit. Sy is 'n geestelike persoon en ek is baie trots op haar. Dis vir my baie lekker om 'n coachingpad saam met haar te stap en sy reageer baie goed op die coaching. Sy stuur elke dag haar bordfoto's, sy's positief, sy's aktief. Julle moet weet dat sy is baie besig en sy's betrokke met baie dinge. En dit is wat belangrik is, daai kwaliteit van lewe te midde van die Parkinsons, kry sy dit reg om aktief betrokke te bly by baie projekte. En Sandra, regtig van my kant af, baie geluk met wat jy reg kry. En hierdie moeilike tyd wat jy nou deurgaan, is net iets wat weer verby sal gaan. En hoekom ek so bly is jy het nou daaroor gepraat, want oor 'n kort rukkie van nou af gaan dit weer beter met jou en dan gaan jy nou weer 'n lekker getuienis kan gee en nou kan die coaching vriende en wie ook al nou saam geluister het, kan nou hierdie hele gesondheidsjourney van jou volg. En dit is wat ek hou van die mindset bootcamps. Ons sê dit soos dit is. Santi het ook nou so thumbs up vir jou gegee op die knoppies. En Santi self ook. Santi stap ook 'n lekker coachingpad met my. Sy het ook so baie wenne. Sy het ook al deur moeilike tye gegaan. Ons gaan deur moeilike tye. Ons is nie bulletproof nie. Carnivore is nie 'n towerstafie wat alles wegvat nie, wat verkeerd is nie, maar dit maak dit beter, want hier is die ding Sandra, wat is die alternatief? Die alternatief is nie om 'n hoë koolhidraat, hoë saadolie, hoë suiker dieet te gaan eet nie. Dit is tog nie die regte ding om te doen nie. Ketose maak dinge beter, Carnivore maak dinge beter, maar jy moet Carnivore reg doen. En ek kan vir jou regtig sê, jy doen Carnivore reg. Jou bordfoto's lyk baie mooi. Jy kan regtig jouself op die skouer klop en sê jy doen alles reg. Ja, so nee, welgedaan met wat jy reg kry. Ag, baie dankie Kobus. En ja, ek sal sien, ek begin eersdaags met spraakterapie en ek sal
ek is baie opgewonde daaroor om te sien, ja, soos jy sê, oor 'n paar maande hoe dit gaan verloop. Absoluut. Ja, jy bemoedig baie mense vanaand, Sandra, en daar's ander mense wat ook met Parkinson sukkel en kognitiewe situasies mee sukkel, of nie sukkel nie, wat 'n paadjie daarmee loop. En hulle word nou bemoedig deur jou getuienis, jy weet, en dit is wat lekker maak. Ek is so bly jy's deel van die coaching vriende. Soos ek sê, oor see is daar baie getuienisse oor Parkinsons. Ons gaan ook weer die Parkinsons bootcamp aanbied. Ek het vandag 'n video gemaak, ek sal dit nou vir jou stuur, spesifiek oor die een onderwerp wat ek en jy bespreek het ek 'n video daaroor gemaak. En dit is wat die coaching so lekker maak, is ek leer ook by die coaching vriende. Sandra doen baie navorsing en sy klant word alles met my. Natuurlik sal sy nou navorsing doen oor die onderwerp van Parkinsons, so sy weet baie daarvan. En dit is lekker om haar aan boord te hê, want nou oorsee het ons die getuienisse, maar nou ook in Suid-Afrika. In Afrikaans kan ek vir mense sê, gaan luister net na Sandra se getuienis, dan sal jy hoor hoe goed gaan dit eintlik met haar. Ja, daar is op en af tye, maar oor die algemeen, jy weet, as ons praat oor perspektief, Sandra, dan kan ons regtig sê, jy doen eintlik baie goed, want soos ek maar altyd vir mense sê, hoe sou dit gewees het sonder karnivoor? Sonder karnivoor kon dit dalk baie erg gewees het. Ja, ag, en weet jy, my geloof help ook baie. Ek doen amper meer navorsing, ek's maar meer in die woord. En dit, wat soos Heinz ook gesê, dit is vir my die waarheid. Die Here het ons almal gesond gemaak en wil ons gesond hê. En dis hoe ek ook oor slaap gevoel het. My liggaam sal weer en het en gaan nou weer normaal slaap. Dis hoe ons gemaak is. Dis die bloudruk waarvan jy praat, wat ons is. En ek het nie daaraan vasgehou en ek moet jou eerlik sê, en ek het dit vir jou vanoggend gesê, dit was baie makliker as wat ek gedink het om van die pille af te kom. Wonderlik, Sandra, wat 'n kragtige getuienis, en ek is so bly jy bring die geestelike aspek daarmee saam. En ons kan nie daarby verbykom nie. Dit is so, jy kan nie die geestelike goed en die fisiologiese goed van mekaar skei nie. En jy het dit nou baie mooi saamgebring, en jy het dit eintlik so gesê dat dit is die Here se wil dat jy moet gesond wees. En ek stem 100% met jou saam. En dan kom die tweede deel by, dan moet jy jou deel doen. En ek kan jou nou sê, jy doen jou deel. En dit is die ding wat mense net daar buite moet besef. Ja, dit is goed om geestelik te wees, dit is goed om daai paadjie te stap, maar daar is ook 'n fisiese deel wat jou verantwoordelikheid is. En die vraag is, doen jy jou deel? En soos jy nou gesê het, wat is die waarheid? Soos Louis ook gesê het, wat is die waarheid? En Heinz, wat is die waarheid? En dit is waar ons op die bootcamps by mekaar kom en praat oor, byvoorbeeld, ons het môre nou die MS bootcamp, môreoggend 10:00 en môreoggend 4:30 in Engels. En ja, wie ook al wakker is en my wil join, ek gaan die Engelse aanbieding doen 4:30. En dit is hoe dit gaan wees. En jy kry jou notas in Engels en in Afrikaans. En Sondag doen ons die karnivoor riglyne en lesse geleer bootcamp. Ek sien nogal baie uit na hom. Wat Heinz geïnisieer het, so dit gaan lekker wees. En donderdag aand 6:00 het ons 'n mindset bootcamp, donderdag aand 6:00. Maar Sandra, ek sê vir jou baie dankie, wat 'n kragtige getuienis. Ja, ek is so bly, jy het hom nou gegee, en ja, dit is nie jou beste dag nie, maar dit is nog steeds, te midde van alles, is jy deur die dag, en ja, as ons nou weer as ons weer
'n mindset het of so en jy gee dalk weer jou getuienis, dan sal ons nou hoor hoe gaan dit. En dit is wat ons van jou waardeer. Jy sê dit hoe dit is. Jy weet. So ek is dankbaar daaroor. Kom ons hoor 'n bietjie daarso of jy nog ietsie wil bysê. Alright. Goed. Dan is dit reg so. Kom ons hoor of daar enigiemand anderster is wat dalk iets wil bysê of nog wil saampraat. Nou ja. As julle nie nog wil saam gesels of so nie, ek dink dit was 'n baie lekker live gewees. Dankie vir almal wat so lekker saam gepraat het. Ek sal die opname deurstuur vir julle en ja, dan sien ons mekaar môreoggend 10:00 of 4:30. Ek het die link vir julle deurgestuur. En nou ja, ek sê vir julle baie dankie. Mooi dag daarso en Willem, Mary, baie dankie. Sean, dat jy was. Santi, Sandra, Pierre, Louis, Frans, Elise, Billy, Dion, Alta en Liesel, julle moet mooi bly. Mooi bly daarso, Pierre. Mooi dag daarso.